Ek dink 'n uittredingsaniteit is 'n massiewe klug. En dit is net nog 'n manier van die kabaal en van die finansiële stelsel om 'n ou arm te hou. Nou, gisteraand het ek 'n webinar en gedurende die webinar vra 'n ou vir my, wat dink ek van 'n uittredingsaniteit? En ek sê vir hom, dis 'n baie bad belegging om te doen. Hy sê, ja, maar jy kry hierdie belastingvoordeel. Ek sê, dis net 'n bloody foefie. Dit is, maak nie saak hoe jy daarna kyk, dis 'n patetiese belegging. Maar, nou moet ek myself net gou korrigeer hier. Dit hang af uit watter hoek jy kyk. As jy kyk uit 'n gewone ou wat al hierdie snertgoe wat aan hulle opgedis word, laat uittredingsaniteite en die versekeringsmaatskappye 'n moerse goeie opbrengste vir jou gee en dat hulle jou help en dat die ouens expert is, dan is daar niks verkeerd nie. Vat die ding en krepeer vir die res van jou lewe en mors jou geld. Maar as jy bereid is om verantwoordelikheid te vat, om te leer en om te weet hoe om 'n wealth creator te wees, uit grond en op grond van dit sê ek dat dit 'n patetiese belegging is. Nou, voordat 'n ou regtig in die goed ingaan en begin emosioneel raak, ek het genoeg ondervinding. 40 jaar terug was, 40 jaar terug, was ek finansiële beplanner, 'n certified financial planner. En ek gaan vir jou gou vertel hoe werk hierdie game en hoekom ek self nie in uittredingsaniteite belê het toe ek 30 jaar oud was. Hoekom ek nie in uittredingsaniteite belê het nie en hoekom ek dit gekanselleer het op 'n baie vroeë ouderdom. Die oomblik toe ek uitvind hoe hierdie goed werk, wat omtrent in 1987 was, toe besluit ek, daar's nie 'n manier nie. Hoe weet ons of iets 'n belegging is of nie? Ons moet 'n som doen. En die gewone ou wil nie die som doen nie, hy wil nie leer hoe om die som te doen, so hy vat nie verantwoordelikheid nie. En nou glo hy alles, alle ronde snert wat iemand anders hom vertel, en al die ouens praat dieselfde snert. Reg, want hulle moet jou binne in hierdie stelsel hou. Nou ek praat van hoe ek dit sien. As jy 'n finansiële beplanner is, gaan jy nou vir my allerhande duisende stories hê. Maar kom ons gaan kyk na die som. Ek wil vir jou deur die som vat. Want die som sê vir my of dit die waarheid is, of dit 'n belegging is en of dit nie 'n belegging is. Voordat iets 'n belegging is, moet jou investment growth rate moet groter wees as jou financial freedom growth rate. En net hier begin allerhande probleme. Want 99.9% van die mense weet nie wat is hulle financial freedom growth rate. Nou kom ek verduidelik gou vir jou. Kom ons veronderstel jy wil oor 10 jaar 10 miljoen hê. Reg? En dit gaan vir jou in 'n posisie sit om finansiëel vry te wees of in die begin van daai finansiële vryheid. Maar jy het net R1000 per maand wat jy kan belê vandag. Nou is die vraag, hoe hard moet daai geld vir jou werk voordat dit 'n belegging is, sodat dit 10 miljoen kan wees? En as jy die sommetjies gaan doen, ek het gou nou 'n paar berekeninge hier gedoen, dan moet jy omtrent so 65% kry. So enige belegging wat daar is in die wêreld, wat nie vir jou 65% kan gee, beteken dood eenvoudig, dis 'n swak belegging. So as 'n wealth creator, as ek sê, dis 'n swak belegging en ek sal nie daarin belê nie, beteken nie, jy moet daarin belê nie. Reg? Jy kan doen wat jy wil, dit is jou geld. Maar wat ek vir jou kan waarborg, is as die scenario jou scenario is, en jy sit met R1000 en jy wil by 10 miljoen uitkom, en jou geld werd nie teen 65% my maat, dan sal jy beragtig nie by daai syfer uitkom nie. Maak nie saak wie die hel vir jou wat sê nie. Reg. En nou van vergelyk hulle hierdie goed met wat jy in die mark beskikbaar is, want hulle wil met jou kop smokkel. Nou kom ek vertel vir jou, gedurende 'n opleidingssessie toe ek in my 20's was, doen ons aftreebeplanning. En die opleier kom en hy sê, uittredingsaniteit is een van die beste beleggings wat jy kan ooit doen. En hy doen vir ons daar 'n sommetjie wat skrik vir niks. En dit klink bedonder, dit klink, daar is niks beter as dit nie. Maar ek het so 'n sharp finansiële calculator en ek sal gou daai syfers in. En ek sê vir hom, hoorie, dit wat jy hier gesê het, is die grootste onsin wat ek nog gehoor het. Hy sê vir my, ja, maar jy moet onthou, jy moet die bedrag wat jy terugkry van SARS, moet jy nou bysit. Ek sê vir hom, daar's geen manier wat jy by hierdie syfers wat jy vir my so pas gesê het, kan uitkom. Hy sê, maar dit is hoe jy die goed verkoop. Dis 'n maklike manier om dit te verkoop. Nou, ons praat nou van 40 jaar terug. So waar, soos wat ek hier sit. Die ander dag hoor ek 'n ou gebruik hierdie selfde argument. So, kom ek verkoop vir jou gou aan die tyd, want ek is nou Kanada vir versekeringsagent en ek wil vir jou vertel, hier is die beste donderse belegging in die wêreld. So, hoe word hierdie ouens opgelei? Ek wil gou vir jou som doen.
Kom ons sê, jy val in 'n 26% marginale koers, jy verdien so R20,000 per maand. Hulle werk jou belasting uit, presies werk jou belasting, jou werkgewer betaal, trek presies die regte bedrag af. So, belasting is jy 0 aan die einde van die jaar, daar's niks wat jy terugkry, daar's niks wat jy moet betaal nie. Nou kom hierdie appies en hulle sê vir jou, hoorie, maar as jy 'n kredietanniteit uitneem, dan kan jy dit aftrek teen jou inkomstebelasting en dan subsidieer, omdat jy in 'n 26% marginale koers is, subsidieer SARS jou met 26%. So jy kry daai paaiement terug. Nou as jy daai paaiement vat en jy sit dit uit, kom ons gaan doen 'n som. Ek het gou hierso kyk op 'n 26% marginale koers. As jy R24,000 in hierdie fonds het wat jy betaal het, dan kry jy R6,240 kry jy terug. Right, maar nou moet ons een stap verder gaan. Die groei op die 24,000 sê hierdie ATI is 9%. Daai tyd, by the way, toe ek het verseker was dit 15%, die hoër projeksies. Blykbaar is dit nou 9%. Daaroor moet ek dit aangepas het en dit is 9%. So jou groei op 24,000 is R2,160. So as jy hierdie twee bymekaar tel, dan aan die einde van die jaar sit jy met 2,160 en 6,240 plus die 24,000 wat jy inbetaal het, jy sit met R8,400. Dis jou profijt. Dis wat SARS jou subsidieer en die groei. En as jy dit vat en jy deel dit deur wat jy ingesit het, dan kry jy 35% groei. So 35% groei is ongelooflik teenoor enige 9%. So realiteit is die beste belegging in die wêreld. Dis wat hulle vir my vertel. Ek slaan my sharp calculator daar, want as jy 2000 vat oor 40 jaar teen 35%, dan moet jy 67 biljoen 496 miljoen 937.392 rand hê. Ek sê vir hom, dit werk mos nie so nie. Hy sê ja, maar dit is 'n maklike manier om dit te verkoop. Ek bedoel, kan jy sien wat is die persepsie? Die persepsie is 35, maar mense weet nie om somme te doen nie. Hulle wil nie verantwoordelikheid vat terwyl 'n ou twak praat, net gou calculation te doen en sê okay, maar dit maak nie vir my sin. Wys vir my watter ou weet jy dat daarby uitgekom het. So ek call hierdie ou en hy sê maar dit is 'n maklike manier om dit te verkoop. Is 'n maklike manier om 'n ding te verkoop omdat jy vir 'n ou lieg. Reg. Kom ons gaan kyk na die waarheid as jy wil. Vir eerstens is daar ding in die bedryf wat jy noem 'n toewysingsbedrag. Met ander woorde R2,000 wat jy betaal. Nou trek hulle eers al hulle kostetjies af. Reg? Die kommissies en die fooie en daar's 'n moerselot van hierdie goed wat afkom. Kom ons sê dis 5%. Nou ek weet nie of dit nog so is nie. Ek was 40 jaar laas in daai bedryf, reg. So kom ons veronderstel dis 5%. Dan is dit nie R2,000 wat jou groei op bereken word nie. Wat die maatskappye die 9% as hulle 9% gebruik. Ek weet nie of hulle dit gebruik of nie, maar ek neem aan want dit is wat die ou gesê. So is R1,900. Dit is in jou toewysingsbedrag van jou allokasiebedrag en dis waarop die groei bereken word. So as jy dit vat 9% maar is jaarliks maar maandeliks wat dit toegevoeg word en jy doen dit oor 40 jaar, het jy 8,9 miljoen. 8,961,217 en 33 sent as jy ouditeer is en jy wil na die desimale punte begin kyk. Maar nou wat van as SARS vir jou die geld teruggee? Vir eerstens, ek was 'n belastingkonsultant vir baie jare in my lewe en ek kan nie onthou van een ou wat die koning met daai geldjie terugkom van SARS af. Hy het dit in sy anniteit terug gaan sit het. Dis geld vir Mahala. Daar's altyd 'n gaatjie wat gevul moet word. Daar's altyd 'n tekort aan geld en daai ouens blaas daai geld so vinnig so dat daai inkom. Hy het nog nie eens ingekom. Ek het nog nie eens vir daai ou gebel en gesê, "Hoorie Pat, hier's vir jou 'n geldjie terug." Né? 6,240 terug. Dan's dit klaar. Dit is klaar weg. Reg. Maar nou, ek weet nie of jy weet nie, maar hulle sit op dit, vat hulle ook kostes. As hulle dit terugsit in daai anniteit. So nou sit en hierdie artists is baie slim wat dit verkoop want hulle verkoop dit dan sommer as 'n jaarlike paaiement vir jou. Maar ek praat nou van as jy dit 'n enkel bedrag insit, maar jy doen dit doelgerig vir die volgende 40 jaar. So, dan is die belegging wat jy doen is mos nou nie 6,240 nie, is mos nou 5,928 rand. Maar daai belegging gaan mos dan nou net vir 39 jaar hardloop, want dit is aan die einde van die jaar wat daai belegging verdoen word. So as ons dan daai sommetjie doen dan is daar 'n moontlikheid van 'n verdere 1,997,039 rand en 13 sent. Reg. So as jy die twee bymekaar tel, dan is dit 10,958,256 rand. Dit klink na 'n moerselot geld, veral as jy 'n jong attie is vandag en jy verdien R20,000 per maand. Dit klink onhebbelik goed. Maar nou is daar 'n probleem.
'n ander manier hoe hierdie stelsel geld van jou steel, is deur inflasie, want die regering sprint money, sodat hulle die geld afwater, reg? Sodat hulle jou kan so arm as moontlik hou en in die stelsel hou, sodat jy 'n slaaf vir die stelsel is. Dis wat ek in 1987 vir myself uitwerk. En ek mag totaal verkeerd wees, maar as gevolg van dit, kon ek 7 jaar later finansiëel vry wees. Reg? As gevolg van hierdie denke. Nou ek sê nie jy moet dit my glo nie, kom ons gaan doen die som. Nou 10 miljoen weet niemand wat dit beteken nie. Maar kom ons veronderstel jou 20.000 salaris hou optree met inflasie. So dan werk ons op 'n verhoudingssom en dan word dit baie eenvoudig om enige som te doen. Ek vat doodeenvoudig daai toekomstige waarde van 10 miljoen, 10,9 miljoen. Ek vat dit terug na vandag se geldwaarde, want 'n vandag se geldwaarde kan ek ons nou verstaan. Hoeveel is dit? Reg. En teen 6% sê hierdie calculator wat ek hierso doen op Excel oor 40 jaar, is dit 1.065.385 rand en 67 sent. So, jy kry nie 10 miljoen nie. Met ander woorde, jy het jou aftrede gebaseer op 'n leuen wat jy gedink het jy gaan biljoen hê. Nou sit jy vandag met 1 miljoen, net oor 1 miljoen. Nou jy kan daarvan, toe ek nog in daai game was, kon jy 'n derde vat. Ek weet nie of dit meer so is nie, want ek stel nie belang in die goed nie. Maar dit gee vir jou op hierdie sommetjie R355.128.56. Dit vat jy in enkel bedrag. Nou, deur die tyd, as daar ou aftree, kan ek vir jou sê, die kans is omtrent 70 tot 80% laat hy nog 'n huisverband het, of laat hy dit as 'n deposito vir huis wil gebruik, of hy het cash skuld. R355.000 in vandag se geldwaarde. Ek dink jy gaan met my saamstem. Ons travel oor so 'n paar weke Panama toe en ons vlieg besigheidsklub. En net die kaartjies kos omtrent dit. So jy gaan nie baie variasies kan doen en baie lekker vakansies hou nie. En gewoonlik betaal jy ouens skuld. Dit los vir jou dan met R710.257 wat jy nou 'n sogenaamde living annuity kan koop. Nou, kom ons veronderstel daai living annuity groei teen 9%, die kapitaalbedrag wat jy daar het, want jy's verplig en jy gaan moontlik belasting betaal op die inkomste mits dit genoeg is. Reg. Nou koop jy dit. Daai fonds groei teen 9%, maar jy het mos nou R20.000, dis mos nou jou salaris. Jy wil dit mos nou hê per maand. So jy vat die R20.000 per maand. Hoe lank dink jy gaan jy daai salaris trek van 20.000? Ek weet nie of die wet jou toelaat om dit te doen nie, want ek dink daar's maksimums. Hoe lank dink jy gaan dit jou vat voordat jy uit al jou geld uit is, wat jy nie 'n sent het? Dit gaan vir jou net oor 3 jaar vat. Na 3 jaar, binne 3,5 jaar, is daai kitty van jou moer toe en jy het niks verder nie. Nou kom die ouens en sê, nee, maar jy kan nie alles vat nie. Jy moet minder vat. Nou kom ons voorsien vir 30 jaar. Ek het 'n berekening gedoen en ek weet glad nie of my berekening reg is nie, alhoewel ek dink hy's redelik reg. Jy moet omtrent R5.000 vat per maand, maar nou verhoog jy dit met inflasie. Met ander woorde, oor 30 jaar van nou af, trek jy uit daai fonds uit R28.603 per maand, reg? Maar dit is presies dieselfde as R5.004 vandag. Dan is die geld gaan. Met ander woorde, jy verlaag jou lewensstandaard met 75%. R5.000, nou moet jy daarvan lewe. Maar toe jy die plan uitgedink het, as gevolg van die persepsie, het jy die persepsie gehad, want iemand het vir jou doelbewus gelieg, dat dis 'n moeë goeie belegging. Nou, so ek sê, gesien uit my oogpunt, van dat as jy R1.000 het en jy wil by 10 miljoen kom en jy moet 'n 65% groei kry, dat hierdie 'n patetiese belegging is. As jy dit gaan vergelyk met ander beleggings, and by the way, ek het 'n berekening gedoen, gee vir my net 'n oomblik tyd dan werk ek vir jou gou uit wat was die werklike groei op daai dag. Reg? As jy nou al hierdie variasietjies bymekaar bereken. As jy 10.9 miljoen het, jou SARS geld plus jou geld, oor 40 jaar is die saamgestelde rente 9.53%. Dis nie 35% nie, my vriend. En daai toewysingsbedrag gee dit geld op. Nou as jy net die 2000 vat en jy vat nie die SARS terug, dan kry jy oor 40 jaar gaan dit vir jou R8.961.217 gee. So, sonder SARS se terug is dit 'n 8.85% groei. Met ander woorde, jy kry nie eens die 9% uit wat hulle vir jou sê nie.
Want jy dink dis op jou paaiement, dis op jou premie. Dis nie op jou premie nie. Dis op jou toewysingsbedrag wat 1900 is in steede van 2000. Kan jy sien hoe die sisteem werk? En nou verstaan ouers nie hoekom word hy nie ryk. Is omdat hy hierdie twak glo, omdat hy nooit die verantwoordelikheid gevat het om 'n calculator te slaan of 'n Excel. Deesdae, gaan na ChatGPT toe. Doe my 'n guns, gaan na ChatGPT. Dan sit jy hierdie syfers en sê vir hom, ek het R2000 per maand. Jy hoef nie eers te leer hoe om Excel meer te gebruik nie. Jy sê vir hom, ek het R2000 per maand, ek wil 'n 9% groei op dit kry, ek wil dit oor 40 jaar hê, hoeveel gaan dit wees? Want woeps, dan gee ChatGPT dit. Dan sê jy vir hom, hoor die SAS gaan vir my 26% of 26% teruggee. Beter, gaan sê vir ChatGPT, hoor die perde, ek kry R20,000, wat is my marginale koers? Dan sê hy vir jou 26%. Dan sê jy, okay, as ek daar self belê, hoeveel kry ek terug? 26%, dan werk hy dit vir jou. Dan sê jy, okay, op hierdie geld, oor 39 jaar, want dit is nou eers oor 'n jaar, hoeveel geld gaan ek hê? Dan sê ChatGPT, dan verifieer jy hoef nie eens te weet hoe om 'n bloody som te doen, vandag met die tegnologie wat beskikbaar is. Jy weet, daai tyd het ons nie rekenaars, ek het 'n rekenaar, ek het Excel en Lotus gehad, en ek het geweet hoe om dit te doen, ek het 'n sharp calculator, want HP was te grand vir my, maar ek kon 'n sharp verstaan. So, ons praat van, jy gaan nie by dit uitkom nie. Nou, jy sit nou met 'n tamaletjie, as jy nou verstaan wat ek vir jou sê, wat ek dink jy verstaan, dat hierdie R2000 is uit jou surplus uit. Dis net jou surplus wat kan groei. Dis al wat kan groei. Daar's niks anders wat kan groei. Dit is jou surplus wat jou eendag gaan ryk maak. En as jy daai surplus op twak soos dit spandeer, dan kan jy mos nou wragtig voor jou eie oë sien. Dit gaan nie kan werk nie. Nou as dit wragtig nie kan werk nie, dan moet jy nou mos nou iets anders te doen. Einstein sê insanity is doing the same thing over and over, expecting a different result. En ek sien ateïs doen die bloody selfde ding oor en oor, want hulle is te slap gehad om net 'n bloody som te doen. Jy hoef hom nie eens meer te doen nie, my vriend. Gaan vra vir ChatGPT om hom namens jou te doen. As jy te lui is om te leer en om jouself te belê. Ek is besig om jou te help, want as jy by aftrede kom, is dit te laat. En ek weet van julle like nie hoe ek met julle praat, maar ek wil hê jy moet bietjie vir jouself begin dink. Hoekom is dit dat minder as 4% van die ouens, die feit dat hy sy lewensstandaard moet verlaag, maar hulle kan ten minste 'n redelike lewe hê na aftrede, aangepas oor hulle lewensverwag. 4% van alle mense is omdat hulle nooit die verantwoordelikheid gevat het en omdat hulle altyd ouens geglo het en niks kon verifieer nie. Daar's 'n ding wat hulle sê, een of ander Amerikaanse president gesê, trust but verify. En as ek jou vandag 'n geheim kan vertel, wees ontsettend skepties. Moenie 'n woord glo wat ek vandag vir jou hier gesê het nie. Gaan check my. Want dit forceer jou om 'n som te doen en die som is die waarheid, nie die woorde. Want dis 'n illusie. Biljoene is 'n illusie, dis nie die waarheid. Ek wil hê jy moet vandag 'n verantwoordelikheid vat. Ek wil hê jy moet ten minste gaan hierdie som doen. Reg? En vir jouself uitfigure of dit die waarheid is of nie. Want as daai 2000 nie vir jou gaan aftree gee, dis die enigste 2000 wat jy het om te belê, gaan dit nie werk. En dit is baie beter om te weet dit gaan nie werk nou, as om dit uit te vind as jy 65 jaar oud is en jy nie meer lus is vir die goed nie. Ek is 67, ek is nog heavy lus vir die goed. Reg. Maar party mense, as jy jou hele lewe lank, ek is 30 jaar, ek is nou 67, ek is op 37 finansiëel vry gewees en afgetree. So vir 30 jaar doen ek dit wat vir my 'n passie is en hierdie goed is vir my 'n passie. Reg. So ek voel nie oud nie en ek sien kans vir nog 'n moerselot ander goed. En ek like van om raad en advies te gee ten opsigte van syfers, nie van wat ek geleer het nie, van wat ek ervaar. So, is daar vir jou 'n oplossing? Daar is 'n oplossing, mits jy bereid is om verantwoordelikheid te vat. As jy nie, volg hierdie ouens en dra die gevolge. Reg? En ek praat van uitredingsannuïteit, ek praat van effekte trust, ek praat van uitkeerpolisse, ek praat van enige iets waar iemand anders vir jou sê en jou geld vat om namens jou te belê. Want dan vat jy mos die verantwoordelikheid nie. In enige belegging is daar net twee dele. Daar's die risiko en daar's die groei. As jy jou geld weggee, dan vat jy mos al die risiko, ongeag wat hulle vir jou sê. En dan het jy mos geen kontrole of beheer oor die groei nie. So wat jy wil hê is jy wil leer hoe werk dit. Want Warren Buffett sê, risk is when you do not understand or when you do not know what you are doing. En dit is die probleem.
hierdie outies in die educational system, skoolsisteem, leer vir ons hoe om onnoosel te wees en onnoosel te bly. Want hulle wil nie hê ons moet dink nie. Hulle wil nie hê ons moet hierdie sommetjies uitwerk nie. Want as ons die sommetjie uitwerk, is daai hele kabal, die global elite, se hele storie 'n mislukking en sal hulle nie ons beheer nie. Maar nou gebruik hulle die regering en maak wetgewing op 'n anniteit dat jy kan terugkry en hierdie ouens kom met hierdie gemors en hulle vertel vir jou. Nou, dit is nie gemors as jy nie alternatief het nie. Dis beter as om niks te doen nie. So, word 'n wealth creator. Wat is 'n wealth creator? 'n Wealth creator is 'n persoon wat, ek gaan dit in Engels sê, that knows how to create, to grow, to protect the wealth. And to enjoy. So, hoe doen jy dit? Jy gebruik die wealth creator strategy. Wat is die wealth creator strategy? Is intelligent use. Intelligent means jy moet dink. Nie iemand anders nie. Jy moet selfverantwoordelikheid. Gaan verifieer dit wat ek vandag vir jou gesê het. Reg, gaan verifieer wat jou agent of jou makelaar of jou beplanner vir jou gesê het. Moet dit nie net vir siekkoek opeet nie. Reg, intelligent use. Use beteken jy moet dit doen. Jy moet dit soms self gaan doen. Is intelligent use of limited resources. Is ons beperkte hulpbronne wat ons het, is ons tyd. Dis ons energie. Dis ons mindset, dit wat ons glo, reg? En die beheer wat ons het oor hierdie wat ons glo. Dit is ons skills wat ons het, ons competencies. Reg. En ons kan dit ons nou opsit na geld toe. So geld is altyd 'n limited resource. Is 'n skaars hulpbron. Want daar's net X en in hierdie geval sê ons jy het net R2000, maar jy wil voorsiening maak vir dit. So, dit is wat ons moet doen, reg? Is om te gaan van waar ek is nou, to go from where you are to where you want to be. Kom ons nou weer 10 miljoen. In the shortest possible time, kom ons sê 10 jaar, with the least amount of risk. Risk beteken, as jy weet wat jy doen. So, wat moet jy weet? En hoe wentel jy daai risiko af? Jy moet gaan leer. Wat moet jy leer? Daar's 4 high value skills wat jy moet hê. Eerste een in high value mental skills, sodat jy hier goed kan bevraagteken en kan weet hoe om te dink en te kan redeneer. Die tweede ding wat jy moet hê, nou moet jy daai finansiële skills hê. Die finansiële skills is net 3 goed: income, business en investment. Dis al. As jy weet hoe jy goed werk, nou kan jy byvoorbeeld in eiendom gaan belê en as jy 'n stelsel het en jy weet hoe dit werk en jy het die kennis om dit te doen, om 65% te kry is boggerom. As jy strukture gebruik om dit in besigheid te kry is boggerom. Ek bedoel, jy hoef nie so hoë vlak te hê wat jy het. As jy dit in kriptos wil hê en jy gebruik dit met strukture, kan jy jou risiko afwater op voorwaarde dat jy weet wat jy doen. Ek het eergister het ek 852 bitcoins verniet gekry, geheel en al verniet. En as jy eendag wil weet hoe om dit te doen, dan of wat ek gedoen het, dan kan jy miskien net vir my sê bitcoin in die comments en as ek genoeg kry, dan hou ek miskien 'n webinar of iets daaroor. Verniet gekry omdat ek weet wat ek doen en ek weet wat is bitcoin en ek weet hoe dit werk. Reg. So, as jy nou regtig sou belangstel om in jouself te belê en jy dink ons kan jou dalk help. Of gee nie omdat ek regtig met jou praat en vir jou sê wat ek glo die waarheid is. En as dit verkeerd is asseblief, ek weet hier's 'n ton finansiële beplanners en MBA's en aktuariërs wat nou op hierdie case gaan klim, reg? Gaan doen asseblief die som en as dit verkeerd is, kom asseblief terug na my toe, want ek wil asseblief leer. Dis hoekom ek hier is. Ek is 67 jaar oud en ek kan nie genoeg leer, maar leer bedoel ek nie boeke kennis nie. Wys vir my dat ek verkeerd is, waar is ek verkeerd? Dat ek dit kan regstel, dat ek kan terugkom na die 10 of 20 ouens wat na my geluister het en sê, hoorie, ek het die pot heeltemal misgeset. Dis eintlik hoe jy som doen. En as daai uitreddingsaliteit 'n goeie ding is, beloof ek jou, ek sal die heel eerste ou wees wat terugkom na jou toe en sê, maar hierdie ding kan vir jou beter doen as die wealth creator strategie. Want ek wil die beste vir myself hê, eerstens, maar dit wat vir my is mos nou goed genoeg vir jou ook. Dan wil ek dit mos nou vir jou ook gee. So as jy nou 'n finansiële beplanner is met 'n CFP, met 'n MBA, met 'n LLB, met 'n CA kwalifikasie en jy is hierdie moerse bolfit en ek het hier geleef. Kom asseblief terug na my toe. Ek sal nog vat vir 'n ete op, reg? Want dan het ek nou 'n bolsap gemaak van hierdie denke van my. Is dit 'n deal as ons dit so het? Nou as jy belangstel en jy het R2000 per maand of jy betaal klaar neer op jou aftreebeplanning. En jy wil hê ek moet dalk na jou goed kyk en sê wat ek sou gedoen het
en wat jy kan doen as jy die kennis het van 'n wealth creator, dan sit vir my onder in die opmerking, roadmap. Ek gaan vir jou na 'n vormpie toe vat. In daai vormpie gaan ons 'n paar vrae vra. Party ons gaan kan kwalifiseer vir mentorskap, party ons gaan nie kan kwalifiseer vir mentorskap nie. As jy nie gaan kwalifiseer vir mentorskap nie, gaan ek vir jou 'n rigting aanduiding gee van wat moet jy eers doen sodat jy reg is, sodat ons jou kan help. En as jy reg is dat ons jou kan help, dan gaan ons terugkom na jou toe sê, hoorie, dis wat ons vir jou kan offer. Dis hoe ons dink ons jou kan help. Dan gaan besluit jy of dit 'n beter opsie is, maar ek kan nou al vir jou sê, jy gaan verantwoordelikheid moet vat, jy gaan met die kennis kry, ons gaan vir jou die sisteme kan gee, ons kan vir jou wys hoe hierdie sisteme werk, ons kan vir jou opleiding gee oor die sisteem, maar jy moet dit doen want dit is jou geld. Ons gaan vir jou die nadele wys, ons gaan vir jou die voordele wys, sodat jy ingeligte besluit kan doen. Want dit is slegs as jy 'n ingeligte besluit kan doen, my vriend, wat jy kan vorentoe gaan in die lewe. En wat jy nie op ander mense afhanklik is om besluitnemings te doen, wat dalk verskriklik nadelig vir jou kan wees. Reg, so as ons nou kan afsluit, so as jy dit belangstel, sit net in 'n roadmap, onder in die beskrywing, en my spannetjie gaan terugkom na jou toe, so gou as wat hulle kan, afhangende van, miskien is daar 10 of miskien is daar 5 ouens wat belangstel. As daar meer is, dan sit ek nou met 'n tamaletjie, want dan moet jy daarom vir my so iets wat van 'n kans gee, om by jou uit te kom, wat ons sal nou die goed moet kyk en te kyk, kan ons help, kan ons nie help, en as ons nie kan help nie, wat stel ons voor, sodat jy met hierdie pad kan begin. Maar net, as jy bereid is om verantwoordelikheid te vat. Nou, so, as jy dink, hierdie kan vir jou, het vir jou iets beteken, of dit kan dalk een van jou pelle iets beteken, of dalk vir jou vriende of familie, of vir jou kinders, wat van jy share hierdie boodskap het, of miskien like jy dit sommer, reg, as jy nie van hou, daarvan laat ek te regheid met jou praat, en jy hou nie daarvan, want baie mense word gekonfronteer en geafronteer en alle forteers goed wat hulle moontlik kan doen, dan is dit reg, dat geef my 'n thumbs down, reg, want dit help die algoritme op YouTube, sodat ons ten minste by meer ouens die waarheid kan uitkry. So jy sal my 'n moeë guns doen om vir my een van daai te gee, of een van daai, maak nie saak wat jy doen nie, jy gaan my bevoordeel. So, doen net iets, ek gee nie om dit of dit is die, doen net iets. Reg, ek het dit geniet om met jou te praat. Ek hoop dit het vir jou sin gemaak. Geef vir my 'n kommentaar, sê vir my wat jy dink, sê vir my wat jy like, wat jy nie like nie, en sê vir my of jy nog van hierdie goed in Afrikaans wil hê, en of ek kan padlangs met jou praat, en vir jou sê hoe ek voel. En weer 'n keer, die aanbod is oop. As ek twak gepraat het, moenie gaan gorrel nie. Moenie vir my sê, ja, maar wys vir my die som. Reg. En as jou sommetjie nou 100 of 1000 rand uit is op 10 miljoen, moet nou nie, want jy kan jou waardes vat, kry jou groei in die begin, of kry jou groei in die einde. Ek het doodeenvoudig Excel gebruik, ek het dit nie eens geverifieer nie, want ek gebruik Excel nou seker vir 40 jaar. So, baie dankie vir jou tyd, en dan sien ek jou in die volgende een.